Die 13de Januarie 2026. En hierdie breekmerk van vandag, ja, so regte warrefok moment en whatever, jy kan dit noem wat jy wil. Maar ek gaan praat oor iets wat ek sien en in my lewe lank gesien het in verhoudings gebeur. Nou, ek het in 2023 'n breekmerk gemaak met die titel van hoekom koppel jy spyker aan liefde? Dis onsin. En daai breekmerk het nog al 'n klomp interessante kommentaar gelewer en so. Ek sal die link na daai breekmerk toe in die pinkomment van hierdie ene sit, dat jy dit gaan kyk as jy wil. Want die feit bly staan, daar's mense en paartjies, hulle leef onder hierdie illusie dat 'n huwelik is altyd net maanskyn en rose. En ja, dit is 'n wanpersepsie, man. Julle is twee mense wat in verskillende huise groot geword het, wat met uit die staanspoor uit klaar baie konflik kan veroorsaak, omdat julle verskillend groot gemaak is. Nou, hoekom julle getrou het, dit is nou 'n kwessie wat 'n ou man met, jy weet, oor spekuleer. Ek is 'n ou wat glo dat ons toekomspaaie word vir ons uitgestippel deur die Skepper. En dit is jy wat die verantwoordelikheid moet neem om daardie pad verantwoordelik te stap. En nie God se plan te bevraagteken nie. Want ek glo glad nie in die toeval nie. En dan is daar nou al ouens wat nou al slim video's gewys het waarin hulle sê dat jy weet, hierdie kwessie van liefde in die eerste oogopslag, daar word baie daaroor gepraat, en Putin het nou onlangs, het 'n joernalis vir hom gevra, glo jy in love at first sight? En toe sê hy ja. Nou, die slim ouens verduidelik vir jou dat jou hart het baie breinselle, en die hart en die brein is eintlik in connection met mekaar. En as jy nou eers daardie vlak van geestelike ontwikkeling bereik het, waar jy jou hart en brein kan laat kommunikeer, bewustelik, dan is jy nou op 'n lekker plek. Maar okay. So, daai ding van liefde met die eerste oogopslag, ja, dit glo ek is as gevolg van daardie samestelling van jou hart wat ook breinselle in het. Dis hoe jy sê, jy voel dit in jou hart, man. Jy voel dit in jou hart. En dan dink mense, jy praat nonsens, maar dit word bewys, dit is waar, jy weet. So, twee mense ontmoet, en onmiddellik is hulle aangetrokke tot mekaar. En ek vat vir myself, die eerste aand wat ek my vrou op 'n date gevat het, toe ons nou klaar geëet het en so, toe sit ons daar by die Uniegebou en ons kyk nou so oor die stad se liggies. En toe sê ek vir iets soos van, jy weet, as ons nou eendag getroud is. En toe kyk sy my net so aan en sy lag, jy weet, want ek meen sy eerste date. Maar in elk geval, dit maak nou nie saak nie. Feit van die saak bly, aangetrokkenheid is nie iets wat ons regtig mooi verstaan nie, maar dit gebeur. Nou, daardie waarheid van twee verskillende opvoedings begin 'n baie prominente rol speel in hoe daardie verhouding ontwikkel, soos wat die aanvanklike lustigheid vir mekaar afneem en sanity nou terugkom in die prentjie in, en nou besef julle, wow, ons gaan dit vir die res van ons lewe met mekaar sit. Dan kom die dinge. En uit die aard van die saak is daar verskille en daar kom botsings. Nou, 'n ding wat in ons konservatiewe gemeenskap deur ma's oorgedra word aan hulle dogters, is daai ding van klap jou knieë toe. Want hulle gebruik momfie mos nou vir daai, nou sê hy, daai ding word nou 'n wapen. En hulle dink hulle het al die power. En in baie opsigte het hulle baie power. Daar was ons daai movie gewees van Anne Boleyn, hy Richard die 8ste dink ek, waar hy een plek in die fliek sê, what mighty power she carries between her legs. En jy weet, ou lag daaroor en kyk daaroor, maar dit is die waarheid. Want
seksuele aangetrokkenheid is 'n natuurlike ding, dis hoe ons geskape is. En dit is 'n primêre oerinstink wat in jou geplaas is deur die Skepper terwille van die oorlewing van die spesie. Dit is voortplanting, dit is 'n basiese behoefte. En die Skepper se gedagte is 'n goeie, gesonde, gelukkige gesin. Maar nou moet jy verstaan, die Satan weet dit ook. En hy sal alles doen om daai gesin te verhoed of te verbrokkel of te verbreek. Hy doen dit. En ons sien dit elke dag gebeur. En net na die Tweede Wêreldoorlog het die my geliefde XXX met hulle kak begin deur dinge so te modify, want tydens die oorlog was die manne op die slagveld en die vroue is gebruik vir arbeid. En toe word hierdie kapitaliste mos nou lekker wakker, hierdie budgies, en hulle sien, wow, ons kan geld maak hier, hoor. Ons moet hierdie vrouens aan die werk hou. Hierdie ding van hulle by die huis by en kinders groot maak is bullshit. En so het hulle maar die omstandighede so gemodify deur belastings en deur allerlei kak, man. Wat dit amper onmoontlik maak vandag vir die man om die broodwinner te wees en die vrou versorg die kinders. Maar hy het 'n ander ding sy kop uitgesteek en dit was feminisme. Nou, aanvanklik het dit vir die vrouens lekker geklink, hierdie feminisme ding. Want dit het hulle nou soort van in hulle minds bemagtig. Okay. Dit is 'n moeilike ding daai en dit is 'n lelike ding en hy het ingeslyp sonder dat daar eintlik regtig deur die samelewing baie weerstand gebied is daarteen. Jy weet maar so met die tyd het dinge wat ek as jong seun geleer is, jy weet, maak 'n deur oop vir vrouens, komplimenteer vrouens en mooi lyk en sulke goeters. Al daai goeters is omskep in wanpraktyke. En hulle begin praat van toxic masculinity en al daai kak en baie vrouens het geval vir daai storie hoor. Maar hierdie ding van klap die knie toe, dis 'n onding daai. Want dit gaan in teen die hele plan van die skepping. Maar tog, die vrouens, baie vrouens is geneig om dit te gryp. Nou, seks, ek het dit gesê in daai briefmerk van jou. Jy moet verstaan, seks is 'n natuurlike ding. As jy jou weerhou van seks, is daar fisiese gesondheidsgevolge. Vir mans is die primêre probleem van 'n tekort aan seks, dat hy eindig op met vermifte suurvloeistof in sy prostaat, wat die prostaat vergiftig oor jare, en uiteindelik lei tot kanker in die prostaat. So, die vrou, daai man se vrou, is eintlik direk verantwoordelik vir daai man se prostaat se gesondheid. Wat beteken daai ou moet 'n sekere minimum hoeveelheid orgasmes per week hê, andersters dobbel jy met sy gesondheid. Maar dit wil julle nie fucking hoor nie. Julle wil dit nie fucking hoor nie. Want julle koppel mos seks aan liefde, spyker en liefde. Wat 'n kak is daai? Spyker is net so primêre oerbenodigheid soos eet. As 'n persoon, as 'n paartjie seks het. Ja, die man ontlaai, maar die vrou, sy ontlaai psigies. En daardie ontlading prikkel sekere organe in haar liggaam om sekere hormone en dinge af te skei wat nodig is vir haar gesondheid. Maar nee, fok, hulle dink nie aan dit nie, hoor. Dink net, jy weet, ek het daai knietjies toegeklap en nou daai man gefok. Ja, okay. Eintlik bedonder jy jouself, gesondheidsgewys. Jy bedonder jouself fisies. Ek het in die 70's 'n kennis gehad in Pretoria. Ek gaan nie meer oor dit sê nie, want dan gaan ek jou identifiseer. Maar hy was 'n ginekoloog. En op daai stadium, een aand sit ons, is ons al aan sy werkswinkel en ons, ek gaan nie sê wat sy hobby was nie, want dan gaan julle hom kan ken. En ons is daar besig om dinge te doen en ons stop en ons drink koffie en hy sit so en ons gesels. En hy sê vir my, jy weet, iets wat ek in my praktyk sien. Op daai stadium was hy al in sy, jy weet, laat 50's, vroeg 60's. Hy sê wat ek in my praktyk gesien het, is dat vrouens wat 'n gesonde sekslewe het,
hulle gaan by hierdie ding van menopause verby met baie min effekte. Baie min. Hulle het nie drama nie. Hulle gaan daardeur. Hy sê, maar die wat dit nie het skrikwekkende probleme. Hy sê, en ek moet hulle pomp met hormone en die vet weet wat alles. En hulle sukkel met hot flushes en hy sê, dit is skrikwekkend. Hy sê, maar ek het dit in my praktyk gesien, dat dit is die vrouens wat 'n normale, gesonde sekslewe het, wat by daai oorgangsjare verbygly sonder probleme. Major probleme. Ja, hulle het ook bietjie probleempies, maar hy sê dit is nie so erg nie. En, jy weet, ek het 'n ander vriend. Hy is nou in sy vroeë 60's. Sy pa is net so oor die 80. En hy vertel my nou die dag. Hy sê van, jy weet, ek is nou al so, ek weet nie meer wat om te hoe moet die ding nou hanteer nie. Maar elke kort, my pa bly in 'n aftreë oord. My ma is 'n klomp jare terug al dood. En my pa bly daar. En hy is fiks en aktief en so. Hy sê, my fok my elke 2-3 maande, dan moet ek om dokter toe vat, want hy een of ander veneriese siekte. Hy sê, en ek weet nie regtig hoe met hom aan te spreek en so nie, want dit is my pa, man. Hy sê, dit is moeilik. Hy sê, maar ek het nou al met hom begin praat oor dit. Hy sê, as ek vir hom kuier, dan los ek nou maar haar vir my pak kondome. Hy sê, maar nou sê die ou vir my, ja, die ou vrouens wil nie die kondome hê nie. Hulle like nie die kondoom ding nie. Hy sê, ek sê toe vir hom, pa, maar wat doen? Hy sê, my, jy verstaan nie, hoor. Hierdie anties is aktief, hoor. En nou moet jy verstaan, ons is hier in hierdie oord. Mans is minder as 20% van die bevolking. Hy sê, nou is hier koppels, hy sê, maar die vrye manne, soos ek nou. Hy sê, but, ons het ons hande vol, hoor. Maar ek like het. Hy sê vir my, hoor, hy so klein, ek was verstomd toe hy dit van my vertel. Toe gaan lees ek so 'n bietjie en so, en toe kom ek op, jy weet, artikels af in Amerika, by die, after die oor gedoen is, waarin hulle vertel, hoe rampant is die STD's in daai aftreeoorde. En jy weet, dit laat my wonder. Daar op hulle ou dag vind hulle toe nou uit waaroor gaan hy dan. Maar toe hulle jonk was, toe klap hulle met sy kniekoppies toe. Nou jy moet baie goed verstaan, as jy die kniekoppies van jou toeklap hoor. Eerste ding wat jy doen, jy benadeel jouself, geweldig. Die tweede ding wat jy doen, is jy sit spanning in jou huwelik, wat nie daar is nie. 'n Man raak baie makliker seksueel gestimuleer as 'n vrou. Maar dit is 'n feit. Maar nou moet jy ook een ding baie goed verstaan. Mans is so gebou deur die Skepper om te wees soos hulle is. Mans sien nie seks as liefde nie. Hulle sien, by hulle is dit 'n natuurlike oermensdrang. Dis dit wat dit is. En dan moet jy ook baie mooi verstaan. Gaan doen maar jou eie navorsing. Vir 'n man is daai klimaks moment glad nie moeilik om te behaal nie. En hy kan homself help. Ja, volk, en nou wil hier die ouens wat hulle self wil bekak, omdat ek het so sê, maar dit is fyn, man. Maar dit is so. En dan is die ander waarheid. Hy man kan besig wees met 'n ding. En skielik het hy nou hierdie drang. Hy kan homself bevredig en 3 minute later is hy weer agter daai werksbank of agter daai disk en hy gaan aan. Ontlei en klaar. Vrouens is nie so nie. Vrouens is dit, dis hoekom dit so belangrik is, as jy regtig jou vrou gelukkig wil hou, moet jy jouself bekwam in oordentlike voorspel en daai ding. En dan moet jy ook verstaan, dat die vrouens het daardie behoefte aan die afloop na die tyd, jy weet, want hulle gaan stadig op, klimaks, en dan stadig af. Nie soos jy nie. Jy kyk so een keer en tjok, jy reg en paar plikke verder tjoep en jy's klaar. Hulle is nie so nie. Maar die vrouens is te fucking dom om te verstaan. Deur daai kniekoppies toe te klap, maak hulle die lewe vir hulle self hel. Want nou bring hulle 'n moerse level van frustrasie in die verhouding in by die man, en tweedens
begin hulle aggressie ontkoppel. Want nou is daai man, as hy nou 'n goeie man is, hy gaan nou nie rondloop en 'n ander vrou soek nie. Jy weet, uit eet nie, maar hy gaan die blikseming wees vir jou omdat jy dit van hom weerhou, hoor. En hoe langer jy dit weerhou, hoe meer aggressief raak hy. Maar nou is dit ook so by mans. Dis 'n kwessie van daai ding van use it or lose it. Op 'n stadium verloor hy belang. Hy verloor belang om met jou seksueel te verkeer. Dit is nie meer vir hom 'n behoefte nie. Ek het in my lewe altyd die ding gehad en vir myself net gesê, kyk, hoenders hardloop reisies vir daai ding en honde beklei oor daai ding. Ek is nie 'n hoender of 'n hond nie en ek sal my not 'n fok nie laat vermaak deur daai ding nie. Ek gaan nie doen nie. Want as ek toelaat dat ek vermaak word daardeur, dan is ek maar net 'n hoender of 'n hond. En ek is nie 'n hoender of 'n hond nie. So, daardie onthouding is 'n onding. En ongelukkig is daar baie vrouens wat dit vir hulle dogters leer. En jy sien dit gebeur in die praktyk. En dan pas daai dogter dit toe en dan crash haar fucking huwelik en dan wil sy nou weet hoekom. Dan sy nou die gekweste bok. Maar tussen net sy daar self haar huwelik se krag afgesny toe sy daai knietjies toegeklap het. En okay, dit klink nou banaal vir my om dit so te sê, maar dit is wat dit is. Nou ek gaan vir jou 'n prentjie wys. Waar jy nou moet dink. Dan kyk jy nou na hierdie prentjie. En jy sien wat sê die opskrif. Hier gaan ons alweer. Nou, ek het al vir julle in my live show vertel. My ma het 'n vriendin gehad. Eendag toe staan ek weet nie wat het ek waar was ek besig nie. My ma het my vreeslik laat kook en bak en so voort. En ek was al by die stoof besig gewees en sy en die vriendin sit in die sitkamer en gesels, maar ek kan hulle duidelik hoor. En hulle praat so oor fights tussen mans en vrouens en so. En my ma se vriendin sê, weet jy wat? My man, as hy met my begin, dan kyk ek so en dan probeer ek uitfigure wat is regtig sy rede hoekom. Want eintlik is hy ons maar hulle begin met jou kak soek omdat hulle jags is. Dis wat ek glo. Ek toe, wat sê hierdie vrou nou? Sy sê vir my ma. So ek los hom, laat hy maar net so rukkie aangaan. En dan, sonder om 'n woord te sê, dan wys ek hom my tiete. Sy sê, dan is die feit oor my. In elk geval, ek het dit gehoor en ek het gedog, jeslik. Nou, want dit is slim hoor. Toe was ek kan as ek reg onthou, ek kan nie onthou of ek was so 'n matriek rond gewees. In elk geval, maar dit het altyd by my gebly. Dan het ek 'n ander niggie gehad. Nou, jy moet verstaan, daai niggie van my se kinders was amper so oud sê ek, en my pa was 12 kinders gewees, en my pa was die jongste van die 12. So daar was van sy broers en susters, se kinders, want amper so oud sy was. So hierdie niggie, sy het altyd gesê, kyk, 'n vrou, as sy daar in die dorp saam met haar man is en so, moet sy die lady wees. Maar vanaand, as hy kamerdeur toe gaan, is sy slet in die bed oor. Dis hoe jy 'n man gelukkig hou. En ek het baie kere oor dit ook gedink, jy weet. En dit is eintlik core truths wat daar gespreek is. Die een wat sê, wys jou tiete, en die ander wat sê, wees 'n slet in die bed. En dit is wat vrouens, hulle 'n groot fout maak, as hulle momfie weaponize. Hulle gaan daardie fight altyd verloor, hoor. As jy momfie weaponize, sê ek nou vir jou, op die lang duur gaan jy die oorlog verloor. Jy gaan dalk 'n paar fights wen, maar jy gaan die oorlog verloor. Jy moet dit verstaan, omdat dit by 'n man 'n basiese oerdrang is. En julle vrouens het gegaan en oor generasies allerhande ander kak aan dit gekoppel, wat jy nie moes doen nie. Die vrouens wat verstaan dat dit is net 'n basic, hulle het goeie huwelike. Jy kan dit sien in die praktyk. Nou jy kyk as jy hierdie prentjie sien, daar sit aan hy twee, hulle is nou weer aan die gang, en die opskrif sê, hier gaan ons alweer. En dan, hierdie vrouwens, haar ma en haar pa, het haar slim geleer. Kyk wat doen sy. En die wenner is, my maat, dit klink vir jou, wat vir my luister,
as jy 'n vrou is, baie kry en banaal. Jy moet mooi dink oor wat jy hier sien, hoor. Want wat gebeur daar? Jy maak daai grotman in jou man wakker. Dis wat jy doen. Jy maak hy grotman wakker. Want daai grotman het net 'n paar basics, man. Hy wil eet, hy wil spyker, en hy wil slaap, en hy werk. Dis daai grotman se basics. Nee, dis hy basics. Al die ander goed van die beskaafde man, dit is boeke vol wat geskryf word, wat hy nou moet doen, en al sulke dinge. Maar dis die basics. En deur te doen wat hierdie girl doen, maak sy die grotman wakker. En dan, kyk waar eindig dit. En die Satan het verloor. So jy moet verstaan, as jy jou kniekoppies toekap, ja, jy dink jy wen die fight. Jy doen presies wat die Satan wil hê jy moet doen. Want die Satan weet, hoe gaan hy daai man omkrap, hoor. Hy weet dit. En dan gaan hy man, party mans word so omgekrap, dat hulle heeltemal 'n rede verloor. En jy moet nou vir jouself vra, of dit regtig 'n goeie plan is, om jou man te dryf en tempteer, tot hy redeloos word. Want jou probleem is, as hy redeloos word, gaan jy hom nie kan hanteer nie, hoor. Hy kan homself basies eintlik nie dan hanteer nie. Want dan is hy net pure grotman. En hy voel fokol vir beskaafde standaarde. Maar dis jy wat hom daarin dryf met jou geweaponized mumfie. En jy's die verloorder uiteindelik. Jy gaan die fights, 'n paar fights wen, maar jy gaan die oorlog verloor. En daardie vrouens wat verstaan hoe man se koppe werk, hulle wen, die hele gesin wen. En ja, dit klink miskien of ek nou net hier sit en babbel hier vanoggend. Julle moet oor hierdie ding dink wat ek vir julle sê, want ek sê vir julle vandag, ek het 'n dominee geken wat 'n baie groot huweliksberading praktyk ooit gehad het. En hy het vir my gesê, ek en die ou was saam op universiteit, man. En op universiteit het hy al vir my gesê, jy weet, ek sê nou vir jou, as 'n huwelik op die rotse loop, 99% van die tyd, kan jy maar gaan kyk, daai rotse is in die bed. Hoe waar woorde het hy gespreek daar? So ek sê vanoggend vir julle, vanmiddag, of whatever tyd jy na hierdie ding kyk, bestaan mooi, en moenie vergeet nie, as jy vir mumfie weaponize, moet jy verstaan, jy gaan die oorlog verloor. Ja, jy gaan 'n paar fights wen, jy gaan 'n paar gevegte gaan jy wen, maar jy gaan die oorlog verloor, want op die einde gaan daardie huwelik uitmekaar breek, en as haar kinders is dit 'n tragedie, en die Satan gaan glimlag. So ek wys weer vir jou hierdie prentjie, dink mooi. Dis so maklik as dit wat dit is vir jou om die wenner te word. So maklik is dit. En dan, wat is die groot prys op die einde? Daar's die groot prys. Nou sê ek vir jou, gaan dink oor hierdie goed wat ek sê, skryf maar in die kommentare wat jy vir my wil skryf, maar doen my net die guns, dink oor wat ek vir jou gesê het, en verstaan mooi, dat 'n orgasme is 'n fisiese benodigheid vir die man en vir die vrou, want hulle fisiese gesondheid word direk daardeur geaffekteer. Jy kan dit sien aan mense wat nie gesonde sekslewens het nie. Gaan kyk maar rondom jou, en jy sal dit self sien. En ek het vir julle gesê, wat dit beteken vir die mans. Ek is nie 'n vrou nie, so ek weet nie presies alles wat met vrouens gebeur nie. As die goed wat ek lees, kom ek ook agter, as hulle nie genoeg orgasmes het nie, is daar probleme in hulle liggame. Niks moet hulle, hoe kan ek sê, emotions te doen nie, in hulle liggame. So, as jy daarvan hou, gee my 'n like, share die ding, en subscribe na die kanaal toe, kos jou niks. Dankie vir julle ondersteuning.